Is jy gered? Is jy seker van jou plek in die hemel? Is jy deur God gekies om een van sy kinders te wees? Is daar nie dalk nog te veel foute en sonde in jou lewe om te kan sê dat jy gered is nie? Wees nou maar eerlik met jouself. Jy het soveel foute en sondes en God is heilig en sondeloos. Hoe dink jy het jy 'n kans om gered te word? Ons lees saam uit Genesis 25 van vers 19 af. Hier volg die familiegeskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham het Isak verwek. Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Betuel, 'n Arameer uit Paddan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. Isak het by die Here gepleit ter wille van sy vrou, want sy was onvrugbaar. Die Here het hom verhoor en Rebekka, sy vrou, het swanger geword. Die kinders in haar het mekaar weggestoot. Toe sê sy, as dit so is, waarom moet juis ek dit oorkom? Sy het gegaan om die Here te raadpleeg. Die Here het vir haar gesê, 2 nasies is in jou moederskoot en 2 volke. Uit jou liggaam sal hulle uitmekaar gaan. Die een volk sal sterker wees as die ander volk, die oudste sal die jongste dien. Toe haar tyd aanbreek om geboorte te gee, is daar 'n tweeling in haar moederskoot. Die eerste een het uitgekom asof met 'n mantel van hare, heeltemal rooi-bruin. Hulle het hom Esau genoem. Daarna het sy broer uitgekom met sy hand wat aan Esau se hakskeen vashou. Hulle het hom toe Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. Die seuns het opgegroei. Esau het 'n knap jagter geword, 'n man van die veld, en Jakob was 'n fatsoenlike man wat in tente gewoon het. Isak het van Esau gehou, want wildsvleis was na sy smaak. Rebekka daarenteen het van Jakob gehou. Jakob was besig om 'n gereggaar te maak toe Esau van die veld afkom. Hy was uitgeput. Esau sê toe vir Jakob, gee my asseblief 'n sluk van die rooi goed, hierdie rooi goed, want ek is uitgeput. Daarom word hy Edom genoem. Jakob het geantwoord, verkoop eers jou eersgeboortereg aan my. Toe sê Esau, kyk, ek is op die punt om dood te gaan, wat is 'n eersgeboortereg dan vir my werd? Jakob het gesê, lê eers vir my 'n eed af. Hy het toe vir hom 'n eed afgelê en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop. Jakob gee toe vir Esau brood en die kooksellensies. Hy het geëet en gedrink, opgestaan en weggegaan. So het Esau sy eersgeboortereg geminag. Tot sover. Ek vra weer vir jou, is jy gered? Is jy seker van jou plek in die hemel? Is jy deur God gekies om een van sy kinders te wees? Is daar dalk nie nog te veel foute en sonde in jou lewe vir jou om te kan sê dat jy gered is nie? Wees nou maar eerlik met jouself, jy het soveel foute en sondes en God is heilig en sondeloos. Hoe dink jy het jy 'n kans om gered te word? Ja, jy sê jy is 'n Christen, maar wat maak jou so anders as ongelowige mense wat verlore gaan? Staan jy regtig so uit dat God jou sou raak sien? Ek het eenmal 'n boek gesien met die titel, Hoe sou die Bybel lees as ek God was? Ja, dis inderdaad nogal iets om die verbeelding aan die gang te sit, nê? Ek het so vinnig deur die boek geblaai en kon agterkom dat hy die Bybel eerder sou oorskryf en fokus op mense sonder foute. Volgens hom is die Bybel vol leemtes, omdat dit deurtrek is van swakkelinge met swak standaarde, wat nie as goeie voorbeelde vir ons lewens kan dien nie. Hy sou eerder oor mense skryf en mense laat regeer wat nie in staat was om sonde te doen nie. Alles goed, alles mooi, volmaakte gelowiges. Maar dit is juis nie hoe die Bybel klink nie. Die Bybel skryf oor baie mense se lewens wat maar een of ander geraamte in die kas gehad het. Adam was die eerste sondaar. Moses was 'n moordenaar. Abraham was bereid om sy seun te offer. Jakob was 'n bedrieër. Dawid het oorspel gepleeg en die vrou se man laat doodmaak. Salomo het ander gode begin aanbid. Koning na koning het verkeerd gelewe. Petrus het Jesus verloon. Paulus het eers die kerk vervolg. Paulus sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek wel. Ons kan maar aangaan met die lys. Ons sou eintlik kon sê dat elkeen van hulle gewegend te lig bevind is. kon God nie maar mense gebruik wat sterk karakters gehad het en geen foute nie.
Kon God nie maar mense gebruik waarna ons kon opkyk nie? Die Bybel is bevlek met skande op skande. Kom ons kyk byvoorbeeld na Jakob se geskiedenis. Ons lees hier van die geboorte van die tweeling, Esau en Jakob. Abraham is pas dood en die kind van die belofte Isak moet nou pa staan vir die toekoms. Alles is in plek vir die voortgang van die belofte, want Rebekka is van goeie afkoms. Maar dan blyk dit dat sy, net so Sara, kinderloos bly. Dis maar die tweede geslag van God se volk, die volk wat volgens God se belofte aan Abraham die aarde sou vul. Maar net soos die eerste aardsmoeder is die tweede een ook onvrugbaar. Reeds aan die begin word dit dus vasgelê, in soverre dit die voortbestaan en die groei van God se volk aangaan, is dit nie in die mensehande nie. God is in beheer. Israel het nie sy ontstaan aan sy eie vermoë of natuurlike vrugbaarheid te danke nie. Israel is die skepping van God. Daarom kan Israel, soos die kerk later, nooit haar eie toekoms in haar hande neem nie, nooit die toekoms manipuleer nie. Ja, Rebekka word swanger, maar die swangerskap is 'n gawe, 'n geskenk van God self. Maar Rebekka kom gou agter dat daar iets buitengewoons aan die gang is. Rebekka kry nog voor hulle geboorte die ontstellende nuus. Daar is 2 nasies in jou, 2 volke sal van mekaar geskei word, een sal sterker wees as die ander. Nog voordat die kinders gebore word, blyk dit dat hulle geroep is vir totaal uiteenlopende bestemmings. God keer die persepsie van hoe hy te werk gaan mooi op hulle kop. Want sou 'n mens nie verwag dat sulke spesiale kinders met so genadige ontvangs, 'n lewe sonder konflik en konfrontasie sou hê nie? Maar dalk nog meer verrassend as die konflik wat reeds voor die geboorte vasgelê is die verrassende wending wat God se openbaring bring. Nie alleen sal hulle in konflik lewe nie, maar die oudste sal die jongste dien. In ons ore, meer as 2000 jaar later, klink dit nie so vreemd nie, maar binne die konteks van ou Israel was dit uiters vreemd. Die wet van die eersgeborene is naamlik 'n baie ou en gevestigde wet. Dis vasgevat in een van die eerste wette in die Bybel in Deuteronomium 21 van vers 15 af. In die antieke wêreld het die oudste alles geërf. Die familienaam, die gesag oor die res van die familie, die eiendom en die reg om oor alles te besluit. Die res kon op geen natuurlike reg aanspraak maak nie. Daarom het die jongste seun in hierdie tyd homself dikwels langs die weduwees, die wese en die vreemdelinge bevind. Hy het geen regte gehad nie. As die ouer broer sonder 'n seun sou sterf, kry hy nog steeds niks nie. Hy moet dan 'n seun by sy broer se vrou verwek, wat as die oudste broer se seun aanvaar is, en daardie seun kry alles. Al die ander is op die oudste broer se genade aangewese. En dan lees ons in Genesis 25 van vers 24 af. Toe haar tyd aanbreek om geboorte te gee, is daar 'n tweeling in haar moeder skoot. Die eerste een het uitgekom asof met 'n mantel van hare, heeltemal rooi-bruin. Hulle het hom Esau genoem. Daarna het sy broer uitgekom met sy hand wat aan Esau se hakskeen vashou. Hulle het hom toe Jakob genoem. Reeds met die geboorte van hierdie tweeling was dit duidelik dat daar drama sou wees. Jakob se gryp na Esau se hakskeen kan reeds 'n voorafskaduwing wees dat hierdie gevestigde orde omgekeer gaan word. Jakob se natuurlike plek moes eintlik by die hakskeen van sy broer wees, gebore om in die skaduwee van sy broer te leef. Jakob moes sy broer nodig hê om hom in hierdie wêreld te lei, te begelei, maar Jakob aanvaar nie hierdie lot nie. Die reg wat hy nie deur geboorte kon verwerp het nie, koop hy later deur 'n slim en geslepe plan van sy broer met 'n pot lensiesop. En sodoende, in plaas van Abraham, Isak en Esau, word die aardsvaders ons geloofsvoorvaders Abraham, Isak en Jakob. 'n Mens word bewus van 'n uiters groot verskil tussen die verhale van Abraham en die van Jakob. Waar Abraham se lewe gekenmerk is deur sy noue en intieme kontak met God, word Jakob se van die begin af gekenmerk deur sy stryd met mense. Vir Abraham in gehoorsaamheid wag op God se opdragte, word Jakob gedryf deur sy eie ondernemingsgees. Abraham, die natuurlike naam van die eerste aardsvader, beteken iets soos verhewe vader.
Jakob, die derde aartsvader, se naam beteken misleier, bedrieër. En Jakob is die pa van die 12 stamme van Israel. Dit bring 'n mens by een van die groot misteries van die Bybel. Dit bring ons naby aan die hart van die verhaal. God kies soms, of dalk eerder gereeld, heeltemal anders as wat ons sou dink. God kies hier buite die normale gebruik die jonger broer. God kies buite ons verstaan vir Jakob, die bedrieër, in plaas van die hardwerkende en eerlike Esau. Die God wat skandalig is daarin dat hy vir Abel, die asempie, kies en nie die eersgeborene sterke Kain nie. Die God wat skandalig is daarin dat hy misleier Jakob kies eerder as die onafhanklike Esau. Die God wat skandalig is daarin dat hy die owerspelige Dawid, die moordenaar, die eerste messiaanse koning maak. Die God wat skandalig is daarin dat hy homself aan 'n gekultiveerde wêreld openbaar in 'n mens wat in 'n stal gebore word. En die eintlike skande dat die verlossing kom deur 'n man van smarte, 'n man wat aan 'n vervloekte kruis sterf. Jy kry oor die algemeen maar twee soorte mense. Die een wat die wêreld tem en verower, soos Kain, en die slagoffer Abel. Dit gaan in die wêreld oor die een wat gedryf word deur sy eie onmiddellike behoeftes, Esau, en die een wat meer aspireer, Jakob. Dit gaan oor die mens wat sê, laat ons eet en drink want môre sterf ons, en die mens wat lewe in die hoop op God se nuwe wêreld. Dit gaan oor die keuse vir 'n lewe waarin God oorbodig is, of 'n lewe waarin God nodig is. Ons sien en beleef dit in mense se lewens rondom ons. Maar anders as wat ons gewoond is om daaraan te dink, lê die onderskeiding nie in morele kategorieë van goed of sleg of reg of verkeerd nie. Die geloof verdeel nie die wêreld in edel en aaklig, beskaaf en onbeskaaf, wonderlik en sleg nie. Jakob is geen toonbeeld van 'n vrome lewe nie. Jakob word nie in die Bybel geteken of deur Israel onthou vir sy wonderlike lewe nie. Inteendeel, hy word onthou as die misleier, as die bedrieër. Dit is belangrik om daarop te let dat Esau nooit in hierdie verhaal geoordeel of veroordeel word nie. Net so belangrik is dit om daarop te let dat Jakob nooit verheerlik word nie. Dit is duidelik dat die Bybelskrywer geen moeite doen om Jakob se beeld te poets nie. Nog Jakob, nog Esau dwing bewondering af. Maar tog word Jakob deur God gekies. Tog word Jakob ons geloofsvoorvader. Hierin lê die diepste wese van die evangelie. Hierin lê ons hoop. Want as ons hier by mekaar is as die volk van God, die bruid van Christus, dan weet ons dat ons nie anders as Jakob is nie. Jakob is ons. Ons herken Jakob wanneer ons in die spieël kyk. Ons herken hom in ons optrede. Ons sien hom in ons planne. Maar die Bybel sê vir ons nog iets van Jakob. Jakob is ook by God. Hierdie einste Jakob, die misleier, hy behoort aan God. Sterker nog, hy is die uitverkorene van God, die draer van God se belofte, van God se seën. Wanneer die Ou Testament iets oor God sê, dan word daar altyd gesê, die God van Abraham, Isak en Jakob het dit of dat gedoen. God verbind homself aan Jakob. Ons het nie meer as Jakob om aan God te bied nie, dalk nog selfs heel wat minder. En tog het God aan ons alles gegee wat hy aan Jakob gegee het. Nee, nog meer, want Jakob het alleen God se seën ontvang. Ons het ook God se seën aan die kruis ontvang. Jakob het die belofte ontvang, ons het hom ontvang wat beloof is. Met ander woorde, God het ons wat in hom glo gekies om sy kinders te wees. Dit is die evangelie. Die skande van God. Hy kies ons wat dit nie verdien nie om sy kinders te wees. Twyfel jy nog steeds of jy gered is of deur God gekies is? Niks wat ons is en niks wat ons het verdien ons nie. Dit is alles uit God se hand. 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die naam van die seun van God glo. Die Bybel loop oor van onvolmaakte mense. Jy is nie soveel anders as hulle nie. Ons almal se lewens loop oor van foute. So is jy gered.
Is jy gered? Glo jy in Jesus Christus? Ek lees weer 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Glo jy dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het? Glo jy dat Jesus Christus al jou sondes betaal het? Johannes 1 vers 12 en 13. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Jy is nie uit God gebore, weergebore, omdat jy die nageslag van die wonderlike Abraham is nie. Jy is nie uit God gebore, weergebore, omdat jy 'n liggaamlike drang daartoe het nie. Jy is nie uit God gebore, weergebore, omdat jy dit kies nie, omdat dit jou wil is nie. Jy is uit God gebore, weergebore, omdat God jou gekies het. Leef dan as sy kind. Hou op twyfel of jy gered is. Die duiwel wil jou laat glo dat Jesus nie aan die kruis gesê het dat alles volbring is nie. Die duiwel wil jou laat glo dat jou sonde nog betaal moet word en dat jy dit eintlik self moet betaal. Maar God het aan jou die reg gegee om 'n kind van God te word. En jy weet dat dit waar is, nie omdat jy volmaak is of sonder sonde is nie, maar omdat jy in sy naam glo. Dit gaan nie oor die krag van jou geloof nie, nee, dit gaan oor die inhoud van jou geloof. Dit gaan oor dit wat Jesus gedoen het. Jesus Christus het gesê, dit is volbring. Glo en lewe jou kindskap in hierdie wêreld uit. Jy verdien dit nie, maar Jesus het dit namens jou verdien. Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Moenie vra, is ek gered? Nie, sê, ek is gered, deur dit wat Jesus Christus vir my gedoen het, deur dat hy my gekies het, en ek weet ek is gered, want ek glo dit. Amen. O Here, dankie dat ons nie vanuit die Ou Testament kan hoop op die beloftes wat nog volbring moet word nie, maar dat ons uit die Nuwe Testamentiese tyd kan terugkyk en sê, ons weet, die kruis het gebeur. Ons weet die graf is leeg. Ons weet dat Jesus vir ons aan die regterhand van die Vader intree. Ons weet dat hy sy Heilige Gees oor ons uitgestort het en vir ons die vrug van die Gees laat beleef, vreugde, vrede, geduld, sagmoedigheid, nederigheid. Here, help ons dat ons dit kan doen, om so te leef. Help ons, o Here, dat ons nooit hoef te twyfel of ons gered is of nie. Want U het aan die kruis gesê, dit is volbring. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Ja, Here, dis vas in my lewe. Ek is gered. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God.
en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, 3 in 1. Oh, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Oh, naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Oh, naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God.